Welkom by vandag se verkenning. Ons duik vandag diep in Oimachi in Tokyo. Jy het 'n klomp bronne hier saamgestel en dit lyk of ons fokus op die area se geskiedenis en daai verborgde juwele is. Ja, presies. Die stukke wat jy het, 5 verborge juwele, YouTube-notas, sulke dinge, dit begin 'n prentjie skets. Goed, so die plan is om deur dit alles te werk, om daai, interessante stories en plekkies uit te lig wat mens dalk miskyk, om te sien wat onder die moderne oppervlak lê. Kom ons spring sommer weg. Klink goed? Want ja, Oimachi is vandag baie gereelde stasie, winkels soos Atre en Hankyu Garden, jy weet, maar die geskiedenis, dis 'n heel ander storie. Dis wat ons soek, daai echos. Okay, so kom ons gaan eers terug na die Edo-tydperk. Jou bronne sê Oimachi was nie een van die groot amptelike posdorpe op die Tokkaido nie. Nee, om tandtrek nie. Dit was 'n Aino-shuku, soos 'n tussenrusplek, tussen Shinagawa en Kawasaki. Belangrik vir reisigers wat net 'n blaaskans nodig gehad het. Goed, en is daar vandag nog iets oor daarvan? 'n Verborge juweel miskien? Wel, dis subtiel. Jou bronne wys naby die stasie se oostelike uitgang, daar by die polisiestasie. En onder die brug daar kan jy nog iets van die ou pad sien. Dalk net die draaie in die steegies of ou klipwerk. En dan staan die idee van die ou teehuise, soos die Kikuya wat een bron noem. Al is die plek self weg, daai gees van gasvryheid vir die reisiger, dit hang nog so bietjie in die lug. Interessant. Nou, kom ons spring gou na die Meiji-era. Daar is 'n stukkie oor Zaimo Suzaka, daai heuwel. Ja, Zaimo Suzaka. Dit was oorspronklik Asamasa Zaka, nogal 'n styl heuwel blykbaar. Maar toe, volgens een bron, het 'n Britse ou, ene J.M. Zeems. Ja, Zeems, hy het sy eie geld gebruik om die pad makliker te maak, 'n sagter helling. En die naam is toe verander na Zaimo Suzaka, 'n soort Japanse weergawe van sy naam. Dis nogal 'n storie, 'n individu wat letterlik die landskap verander. Presies. En dis 'n klein alledaagse monument vir sy bydrae. Dit wys sommer hoe die plek al vroeg deur verskillende mense gevorm is. Goed, as ons nou aanbeweeg. Die spoorweë, vroeë 20ste eeu. Oimachi word toe 'n groot spoorweegsentrum, né? Met 'n waaiervormige loods. Ja, die Ogigata Sako. Dit is in 1914 gebou. Nogal indrukwekkend, met 'n groot draaitafel vir die lokomotiewe. En is daar nog iets daarvan te siene, want dis mos nou al lankal weg. Die loods self, ja, die is weg. En dis nogal fascinerend. Een bron sê, naby die huidige Tokyo Metropolitaanse tramdepot, daar kan jy nog die reuse-ronde betonbasis van daai draaitafel sien. Regtig? Ja, en dele van die fondasies. Dis amper soos industriële argeologie, jy weet, weggesteek, 'n regte fonds vir treinentoesiaste, 'n tasbare stukkie stoomtreingeskiedenis. Wow. Okay, en dan word dit nog meer intens. Die Tweede Wêreldoorlog, die Tokyo renbaan. Wat het daar gebeur? Wel, jou notas is duidelik daaroor. Later in die oorlog is die hele renbaan omgeskep, dit het die ou vloot lugmagbasis geword. Wag, so die perde se renbane. Ja, dit was die aanloopbane vir vliegtye. Dis moeilik om voor te stel, né? Dis wild. En die bronne noem ook bankers onder die paviljoene. Presies, 'n hele netwerk van ondergrondse bankers en bevelsposte. En by die JRA Perdesport Kultuursentrum op die terrein vandag kan jy nog foto's en artefakte sien. Een bron noem selfs ou aanwysingsborde uit daai bankers. Sjoe, is daai tonnels ooit oop vir die publiek? Onder die plek waar mense vandag ontspan. Dis nogal iets. Die kontras is enorm. Definitief. Nou, na die oorlog, hoe het Oimachi toe verander? Dit het 'n bedrywige plek gebly. Baie werkers het hierheen gekom. En jou bronne beskryf hoe hulle in daai diggepakte hout, Nagaya, gewoon het. Daai lang, smal huise. Jep. En dit het 'n spesifieke soort gemeenskapslewe beteken. En deel daarvan was die sento, die openbare badhuise. Dit was belangrik vir daai gemeenskapsgevoel. Kan mens nog van daai Nagaya of sento sien? Ja. Kyk, die Nagaya is skaarser, maar een bron sê as jy in die stiller systrate wes van die stasie stap, kan jy nog oorblyfsels kry. Soek vir die hout en die smal ontwerp. Maar die sento, daar's 'n wonderlike voorbeeld wat nog werk. Die Oiyu badhuis. Werk dit nog? Regtig? Ja. Blykbaar kompleet met die klassieke Fuji-berg muurskildery en daai hele retro Showa-era gevoel.
Dis 'n kans om letterlik in daai tyd se atmosfeer te gaan sit. 'n Lewender stukkie geskiedenis. So, as ons nou alles bymekaar trek, Oimachi lyk dalk modern, met sy Atre en Hankyu Gardens, en jou bronne neem selfs daai diep nostalgiese drinkplekkies in Higashikuji. Ja, daai hele atmosfeer. Maar onder dit alles lê die laag. Edo-reisigers, Meiji-padbouers, stoomlokomotiewe, oorlogsbunkers, Showa-gemeenskappe. Dis 'n ryk mengsel. En dis die ding met die verborgde juwele. Dis selde groot blink goed. Dis meer subtiel. 'n Stukkie ou pad, 'n betonbasis, 'n ou badhuis wat nog stoom. Jy moet 'n bietjie aandag gee. Bietjie nuuskierig wees. Ja, dit laat 'n mens nogal dink, né? Hoe anders ervaar jy 'n plek soos Oimachi as jy begin soek vir hierdie fluisteringe, hierdie spore van die verlede? En watter ander stories lê dalk nog daar begrawe? Dinge wat selfs nie in hierdie bronne is nie. Wat wag om ontdek te word daar in Oimachi se strate?